Goeiemôre, dit is die 26ste September. Oktober is om die draai. Kan jy glo? Dan gaan die reën kom en dan gaan ons weer een van die dae Kersfeeste om die draai. Nou ja, dit is so lekker om uit te sien na hierdie dinge en dit is vir my voorreg om dit te gesels. Ek was 'n bietjie weg vir 2 dae. Ja, ek was daar na PE toe gewees. Ons het 'n wonderlike aand gehad. Oor die 300 manne. Lekker gekuier, bok en botong aand gehou. En al die manne uitgedaag om op te staan vir Jesus en almal het opgestaan. Wat 'n groot voorreg. Nou ja, ek wil vanmôre met jou praat oor iets wat vir my baie belangrik is. Julle weet, ons hou baie pa en seun kampe. Hierdie naweek is daar ook een. En as jy wil gaan, ek is seker ons sal vir jou ook plek maak daar. Ons sal plek vir jou kry. Wat beteken dit? Jy dink jou seun is belangrik dat jy saam met hom tyd spandeer. Want dis al wat 'n kind wil hê. Hy soek nie jou geld nie. Hy soek jou tyd, jou liefde, jou aanmoediging en jy moet vir hom sê jy glo in hom. Jy kan nie glo wat dit vir 'n kind beteken. In die res van sy lewe sal hy daai naweek nooit vergeet nie. En as jy nie geld het nie, moenie worry nie. Ons sal 'n borg kry. Die Here sal voorsien. Onthou julle daai ou groot vriend van my, Martiens van Hoopstad sê altyd, as die Here jou gaan drop, gaan dit die eerste keer wees. Hy sal altyd voorsien. Hy tot vandag toe voorsien. Wat 'n voorreg. Ook in my lewe. Ek wil vandag ook vir baie mense baie dankie sê. Baie van julle wat ons finansiëel elke maand ondersteun. Baie dankie. Ek en Leonora staan verstom hoe die Here elke maand vir ons voorsien dat ons petrol het, dat ons 'n huis het, dat ons water en ligte het, dat ons net kan die werk van die Here doen. Baie dankie. Die Here seën jou vir die saad wat jy in die grond sit. Nou ja, ek wil juis ook vandag 'n bietjie eintlik met kinders praat. Hierdie is 'n interessante enetjie en ek het lanklaas daaroor gepraat. Hierdie staan in Spreuke 6 vers 20. Miskien praat ek vandag met 'n jong man of 'n jong vrou, jong dame. Hy sê hierso: bewaar my seun of my dogter die gebod van jou vader en verwerp die onderwysing van jou moeder nie. Hierdie is so belangrik. Bind dit durig deur op jou hart, hang dit op jou hals en mag dit jou lei as jy wandel, oor jou waggel as jy slaap en jou toespreek as jy wakker word. Want die gebod is 'n lamp en die onderwysing is 'n lig en die teregwysinge van die tug wat wag tot die lewe. Nou ja, hier kom hy. Die woord sê dat ek en jy moet ons ouers eer. Het jy geweet, dis die 5de gebod. Hy sê, eer jou vader en jou moeder, sodat jy 'n lang lewe kan hê. Op 'n ander plek sê hy, sodat dit met jou goed kan gaan. Nou kom ons begin net gou 'n bietjie daar. Eer beteken nie verstaan nie. Nou, jou vader en jou moeder het in 'n ander era groot geword. Ek weet ons ouers het in depressiejare groot geword. Hulle het swaar gekry. Hulle ouers het nie hulle vasgehou en hulle lief gehê en hulle gekoester nie. En baie keer is ons anders daar met ons kinders. Maar dis nie te sê jy moet jou ouers eer nie. Wat beteken eer? Eer beteken respek. Respek beteken ek verstaan nie, maar ek kies om my ouers te eer. Hulle is in 'n ander generasie gebore. Hulle het ander waardes gehad. Hulle was in 'n ander wêreld groot geword. En daarom moet ek en jy hulle net eer. Hoekom? Want ek wil vir jou sê, al was jou pa alkoholist en jou ma was nie goed of wat ook al nie, eer hulle. Want God het hulle gebruik om jou op hierdie aarde te bring. En dis hoekom dit belangrik is dat ons met ons ouers moet ons eer, want dis die enigste gebod wat 'n belofte het. Ja, God beloof. God kan nie lieg nie. As God sê, ek sal jou lang lewe gee, beteken dit, hy gaan jou seën. Ek weet, dit is baie keer moeilik. Ek het dit gedoen. Ek het my ouers geëer. Ek eer hulle tot vandag toe. Ek het my vader en my moeder geëer. Baie keer het ek hulle nie lekker verstaan nie. Hulle was baie keer 'n bietjie op 'n ander frekwensie, maar ek het hulle geëer. Kom ons doen dit, sodat God jou kan seën. Vanoggend wil ek vir jou sê, as jy nog ouers het, vat die foon, bel hulle, pa, ma, ek eer julle. Dankie vir alles wat julle vir my gedoen het. Ek het onlangs oupa geword en my seun, hulle battle. Ek sê, daai kleintjie hou hulle wakker. Julle almal weet waarvoor ons praat. Ek het so gou vergeet daarvan. Maar weet wat, daai kleintjie, as hy net o of a sê, dan spring hulle. Weet wat, hulle het dit met my en jou gedoen. Ons ouers het dit met my en jou gedoen. Daarom moet ons hulle eer.
Hulle het ons groot gemaak. Hulle het ons versorg, vir ons skoene en klere gekoop, ons skoolgeld betaal, melk en kos gegee. Eer jou vader en jou moeder. Dis maar net wat ek op my hart het. Mag die Here jou seën hierdie naweek. Onthou, daar's 'n paanseënkamp. As jy wil meer weet, stuur vir my 'n e-pos daaroor dawie.spies@gmail.com. Ek gaan dit deurstuur daar na Kobus hulle toe, Melinda, en hulle gaan verseker. Daai mense sorg so mooi. Dis sulke lekker kos daar. Man, al wat jy moet vat is 'n tent en vat jouself en jou kind of jou kleinkind en jy sal nie glo wat se belegging dit vir jou kind sal wees nie. Ek wil eers vir jou bid vanmôre. Ek voel net ek moet vir jou bid. Vanmôre het ek ook gebed nodig en die woord leer my, wanneer jy vir jou vriende bid, sal God jou ook seën. Is dit nie? Dit het met Job gebeur. Nou ek wil vir jou ook bid vandag, sodat God my ook kan seën. Here, baie dankie vir hierdie dag. Dankie vir hierdie maand. Dankie vir alles wat verby is. Here, dankie dat ons beste voor lê. Ek wil vir iemand bid vandag. Iemand wat vandag in finansiële probleme sit. Iemand wat vandag siek is, Here. Iemand wat vandag hartseer is. Iemand wat vandag eensaam is, Here. Ek bid vir hierdie persoon. Dankie dat ons vir mekaar kan bid. Here, ons bid vir ons ouers. Ons seën hulle vandag. Dis my gebed in Jesus se naam. Amen. 'n Wonderlike, fantastiese, geseënde, onuitspreeklike goeie naweek bid ek vir jou toe. En mag jy weet dat Jesus jou baie liefhet en dat jou beste voorlê. Totsiens, tot Sondag toe.